Ritme Digitaal vir gewone mense wat die Here buitengewoon lief het, ook vir jou. En as jy struikel en as jy val en as jy 'n goeie week het en as jy op goeie weivelde jou bevind en as jy deur 'n diep donker dal moet stap, Ritme is vir jou. Baie hartlik welkom waar jy ook al is en watter situasie jy ook al is. Mag jy die Here se woord op so 'n manier hoor by Ritme Digitaal dat dit jou lewe diep sal aangryp, dat die Here verheerlik sal word en dat hy 'n mooi nuwe ding in jou lewe sal doen, ook deur vandag se woord. Baie hartlik welkom, geniet die woord. Hartlike hallo. Dis so voorreg. Dis regtig vir my en vir Stefan baie spesiaal en ons medewerkers Peer aan die een kant en Dani aan die ander kant. Baie spesiaal om op die digitale manier saam te kan kuier en ek dink die heel belangrikste vir my en vir Stefan is om die woord versprei te kry, om die woord uit te kry. So ons nooi jou ook, ek bedoel stuur hierdie boodskappe vir vriende en vir familie, het gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die woord en regtig om mense te bemoedig en mense te versterk. Die woord lei ons, rig ons, help ons om die lewe te doen, elke dag van ons lewe, ook spesifiek in die tyd wat ons nou in leef. En vandag gesels ons 'n bietjie oor wat ek noem nuwe oë. Ons moet leef met nuwe oë. So daarmee bedoel ek nie kry 'n bril of kry kontaklense of gaan vir 'n lensimplanting operasie of enigiets in daai lyn nie. Geloofsoë. Ons het nodig om in hierdie baie uitdagende wêreld en hierdie baie uitdagende land en baie keer uitdagende omstandighede, persoonlike omstandighede in jou lewe en my lewe, het ons nodig om met nuwe oë, met geloofsoë te leef. En ek sê altyd die een ding wat ek weier om te doen, is om in ontkenning te leef. Ek wil wel vir jou sê, ek kyk nie elke dag nuus nie, want ek hoef nie te weet van elke stukkie sleg wat aangaan in Suid-Afrika en in die wêreld nie, maar ek is 100% op datum met wat gebeur in die wêreld en wat gebeur in my dorp, stad, gemeenskap en in my land, want ek is op Netwerk 24, ek kan kies wat ek wil lees of wat ek al so, ek weier om in ontkenning te leef. En in Suid-Afrika op die oomblik sit ons met geweldige geweld. Ja, mense, die moordsyfer in Suid-Afrika is skrikwekkend. Ons sit met geweldige misdaad. In die wêreld sit ons met oorloë. Of dit nou die Midde-Ooste is, wat 'n verskriklike krisis is op hierdie stadium, en of dit nou weer Rusland is, en of dit nou weer hier is of daar is, ek bedoel, dis die realiteit van die lewe en van die wêreld. Dit help nie ons ontken dit. As ek nou in hierdie boodskap vir jou sê, ons moet met ander oë leef en met nuwe oë leef nie. Werkloosheid onder ons jong mense is amptelik die hoogste in die wêreld. Dit is Suid-Afrika se realiteit. Ons kan nie in ontkenning gaan daaroor nie. Die ekonomie lyk nie goed nie. Die rand sukkel. Die petrolprys sukkel. Mense sukkel ekonomies. Bedrog en korrupsie is verskriklik. Dit is net onaanvaarbaar hoog. Van die ergste in die wêreld. Ons is amptelik die land in die wêreld met die hoogste depressiekoers. Emosionele welstand, ons mense sukkel. Dit is ons realiteit, ons bly in 'n getraumatiseerde land, ons leef in 'n getraumatiseerde land. En morele waardes is by die agterdeur uit. Dekadensie, saam met bedrog en korrupsie, en die vlakke van dekadensie is verskriklik hoog. Ek sê weer, ek gaan nie vir jou probeer sê, kom ons gaan in ontkenning, en alles is oukei, en alles gaan goed, en alles gaan briljant, en alles is net mooi en goed, en fantasties nie. Dit help nie, ons doen dit nie. Maar as gelowiges het ons die verantwoordelikheid om nie net met gewone oë te leef nie, maar ook met geestesoë te leef en te kyk na hierdie goed. Binne hierdie omstandighede wat ek nou net vir jou geskets het, en dis maar 'n paar goedjies, ek kan nog baie meer hier uitgehaal het, baie meer statistiek en baie erger dilemmas in Suid-Afrika uitgelig het, en nie net in Suid-Afrika, in die wêreld. So jy kyk dalk van 'n ander plek op hierdie stadium, in 'n ander land op hierdie stadium, ek bedoel, daar's ander dilemmas en daar's ander krisisse. Hoe vind ons hoop? Hoe kom ons uit by vreugde? Hoe kom ons uit by vrede? Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die Prediker 2 vers 17 staan die volgende woorde geskryf. Ek het die lewe gehaat. Mense, dis krastaal wat hy hier gebruik.
Ek kyk met gewone oë na hierdie lewe en na hierdie wêreld en na my omgewing en na my gemeenskap. Hoor weer, ek het die lewe gehaat. Want alles wat in hierdie wêreld gebeur het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Die lewe het vir my alle betekenis verloor. Want niks op aarde het sin nie. Alles is sinloos en net 'n gejaag agter wind aan. Dis wat gebeur as ons met gewone oë kyk en met gewone oë leef. Ons kyk in die harde realiteite vas en ons verloor hoop, ons verloor geloof, ons verloor vrede, ons verloor vreugde en ek het hierdie lewe gehaat. Ek haat die lewe. Prediker 2 vers 24 en 25. Ons was so pas by vers 17 gewees. Nou vers 24 en 25 sê die volgende: dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. So hier is 'n bietjie 'n ander dingetjie wat nou gesing word. Ons kan die goeie geniet. Daar's goed in die lewe, daar's mooi in die lewe. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? Wat 'n fantastiese vraag. Wie kan eet, wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? So die oomblik wat ons God in ons realiteit inbring, die oomblik wat ons God in ons gewone, dit wat ons gewone oë sien, inbring, dan word die woorde gebruik soos geniet. Wie kan eet, wie kan geniet? Daar's gawes uit die hand van God. Daar's goedheid uit die hand van God. Daar's geskenke uit die hand van God. Die oomblik wat God in die prentjie inkom, is of mense anders ervaar, anders beleef, anders hoor, anders sien. Paulus skryf dit so mooi in Romeine 15 vers 13. Maar God, hoor mooi, die bron van hoop. Nie jou omstandighede nie, nie die sleg in Suid-Afrika nie. Sit jou oog op God, maar God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Hierdie is geskryf vir vandag. Ten spyte van jou omstandighede, mag God jou kom vul, want hy is die bron van hoop, met vrede en met vreugde. Sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. So, al lyk Suid-Afrika hoe sleg, al lyk die wêreld hoe negatief en hoe bitter en hoe verskriklik sleg en aan die agteruit gaan en aan die verval, sit jou oog op God. Hoekom? Hy is die bron van hoop, hy gee hoop, hy gee vrede, hy gee vreugde. Dit is daai goed. Daai 3 aspekte het nog nooit in jou omstandighede gelê nie. Jy gaan dit baie selde daarin vind. Baie kortstondig, wanneer jou rugbyspan wen, en wanneer hierdie sportspan wen, en wanneer die Springbokke wen, dan is ons vol vreugde. Dis nie die vreugde wat hier bedoel word nie. Dit is 'n vreugde ten spyte van omstandighede. Dis 'n vrede ten spyte van omstandighede. Dis hoop in 'n hooplose omstandighede, of in 'n hooplose situasie. Almal van julle ken die bekende Hebreërs 12. Wat sê die lewe is 'n wedloop? Laat ons dan hierdie wedloop hardloop. Hoe? Daar word 2 goed vir jou gesê, hoe ons die lewenswedloop moet doen en behoort te doen. Die eerste ene is, die lewenswedloop met volharding. Met volharding. Wat sê dit? Dit sê, weet jy, as jy na die realiteite in jou persoonlike lewe gaan kyk, soms, is dit sleg, is dit swaar, is dit moeilik? Baie keer ja. Daarom het jy volharding nodig. As jy gaan kyk na die omstandighede in jou dorp, stad, gemeenskap, land. En ek sê weer, dit maak nie saak of dit Suid-Afrika is en of dit 'n land in Europa is of waar dit ook al is waar jy hierdie mag kyk nie. Partykeer is dit hard en swaar en sleg en moeilik. Is die wedloop een vreeslike opdraande en 'n gesukkel om op te kom. So doen dit altyd met volharding. So hoe kry ons nuwe oë? Volharding met die oog gerig op Jesus, nie jou omstandighede nie. Weet wie God is, die God van die onmoontlike, die God wat wonderwerke kan doen, ten spyte van my omstandighede, die God wat hoop gee in 'n hooplose wêreld en in my hooplose omstandighede. So, hoe doen ons hierdie wedloop? Met volharding en met die oog op Jesus.
Nou wil ek jou na 'n baie konkrete verhaal toevat, wat hierdie nuwe oë gedagte aanbetref, en leef met nuwe oë aanbetref. En dit kry jy in 2 Konings 6. Doen jouself 'n guns na hierdie boodskap gaan lees weer hierdie gedeelte. 2 Konings 6 vers 15 tot 17. Vers 15, die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan. En toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad. So sy gewone oë sien 'n leer, die vyand, met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, hoor onmiddellik die hooploosheid, hoor onmiddellik die moedeloosheid. Wat gaan ons nou maak? Daar gaan hoop. Ek verloor moed, ek is op moedverloor se vlakte. Dit is die einde van die wêreld. Ek bedoel, vers 16, hy het geantwoord. Moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Hoor nou mooi, Elisa kyk met ander oë. Hy ervaar 'n ander realiteit, want hy kyk met ander oë. Waar is sy oog? Volgens Hebreërs 12 gerig op Jesus. Dit is waar sy oog is. Volgens Romeine, sy oog is op God, die bron van hoop. Hierdie arme man, wat nou die strydwaans sien, en wat die soldate sien, en wat die vyand sien, verloor onmiddellik hoop, verloor onmiddellik moed, want hy kyk met gewone oë. Vers 17, Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. So wat Elisa eintlik hier doen, Here, gee hom nuwe oë. Laat hy sien met geestesoë. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Ewe skielik is daar hoop. Ewe skielik, binne slegte omstandighede, kan daar nou vreugde wees, kan daar nou vrede wees, kan daar nou hoop wees, want daar strydwaans, God se strydwaans van vuur. En ek wil vir jou kom sê in jou persoonlike omstandighede, in jou land of stad of dorp, in jou gemeenskap, kyk met ander oë, kyk met nuwe oë, kyk met God se oë, kyk met geestesoë, en sien God se strydwaans van vuur. Moenie net met gewone oë kyk en hooploos raak en op moedverloor se vlakte gaan sit nie. Julle ken almal die verhaal van Moses. Hierdie man met 'n spraakgebrek wat die volk moet gaan lei uit Egipte uit. Die arme man. Hy kan skaars praat, maar hy moet gaan onderhandel met die farao. Die volk het aangegroei tot 3 miljoen mense. So hy moet 'n volk van 3 miljoen daar gaan uithaal en uit Egipte uit, en hy moet hulle vat na die beloofde land toe. Die Here gee vir hom Aaron, en daar gaan die 2 ou manne, die 81, die ander 83. En hierdie volk, soos ek sê, 3 miljoen mense wat nou gegroei het oor 'n periode van 400 jaar wat hulle in ballingskap was, en hier moet hulle nou gaan. En mense, dit gaan nie goed met hierdie trek nie. Kom ons noem dit die trek van Egipte na die beloofde land toe. En Eksodus 14 vers 12 lees ons. Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Hulle is kwaad. Hierdie volk is kwaad. Hulle kyk met gewone oë. Die Egiptenaars is briesend, is woedend. Hulle verloor hulle slawe. Daar gaan al hulle slawe, en hulle agtervolg hierdie slawe, en die Israeliete is in angs en in bewing en in vrees, want hulle is kwaad vir Moses, hulle is kwaad vir Aaron, hulle is kwaad vir die lewe, hulle is kwaad vir alles en almal. Ons het jou in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. En dan in Eksodus 14, vers 13 en 14, hoor wat vra Moses, hoor wat bid Moses. Dis wat jy vir elke dag vir jouself moet bid, en wat ek vir myself moet bid, en wat ons vir ons land moet bid, en wat ons vir mekaar moet bid, en wat ons vir die wêreld moet bid. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg, die Here met sy strydwaans van vuur, kyk met nuwe oë, kyk met ander oë, kyk met geestesoë. Hier staan die woorde, kyk, sien, sien.
Here, gee nuwe oë vir hierdie mense. Hulle kyk met gewone oë, hulle sien die Egiptenaars, hulle sien nie die God wat die groter prentjie in gedagte het nie. Hulle sien nie die God wat altyd in beheer is nie. Hulle sien nie die God wat die outeur van die verhaal is nie. En ek sê altyd ook in Suid-Afrika en in hierdie siek wêreld wat ons in leef. God is besig om agter die skerms, daar waar ek en jy nie toegang het nie, daar waar ek en jy nie kan sien nie. Hy is besig om te werk. En ons moet leer om met daai geloof te leef, met daai geestesoë, geloofsoë, moet ons kyk na situasies en na omstandighede, na jou gemeenskap, na jou stad, jou dorp, jou land. Handelinge 4, seker vir my een van die belangrikste skrifgedeeltes in die Bybel. Handelinge 4 vers 27 en 28. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar Jesus wat deur u gesalf is. So geen ontkenning van die werklikheid van wat gesien word nie. Dit gaan oor Pontius Pilatus, dit gaan oor Herodes wat saamspan teen Jesus, hom gevange neem, hom vonnis en hy gaan na 'n kruis toe en hy sterf aan 'n kruis. Maar hier kom die belangrike woorde en nou gaan jy verstaan hoekom ek vir jou sê hier is van die belangrikste woorde wat ek nog ooit in die Bybel raak gelees het. En hulle, dit is nou einste Herodes en Pontius Pilatus, die vyand. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. Jy kan jou vaskyk in Herodes, jy kan jou vaskyk in Pontius Pilatus, en jy kan aan die bewe gaan. Jy kan in rep en roer gaan, en dit is wat gebeur het in daardie tyd. Want die werklikheid wat jy sien met jou oë is, Jesus word kruis toe gesleep. Jesus word vermoor, dit is wat daar gebeur, onskuldig. En as ek en jy met gewone oë kyk na wat gebeur in ons lewe vandag, en ons ontken die hand van God, ons ontken 'n God, die outeur van die breë verhaal, die skilder van die groter prentjie. Herodes en Pontius Pilatus het in sy hand gespeel, hulle was in sy verhaal ingeskryf. So selfs die negatiewe het God gebruik om Jesus deur 'n kruis, deur 'n graf, na lewe te bring, sodat daar hoop kan wees vir jou en vir my in hierdie lewe. So onthou, Handelinge 4 vers 27 en 28, altyd as jy met negativiteit gekonfronteer word. Dieselfde met Johannes en Petrus, hulle word gevange geneem. Die eerste gemeente gebeur, klein gemeente. Ons praat van 100 mense, 150 mense, die eerste Christen gemeente. Hulle twee leiers, hulle hoofseun en hulle onderhoofseun, soos ek altyd sê, Johannes en Petrus word gevange geneem. Hulle het alle rede om beangst te wees, alle rede om benoud te wees, alle rede om uit te freak, soos die jong mense sal sê. En dan lees jy in Handelinge 4 vers 29 en 30. En nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar, Jesus. Lyk dit vir jou of Johannes en Petrus aan die bewe gaan? Nee Here, gee vir ons groter moed, gee vir ons nog meer hoop, gee vir ons nog groter vreugde en vrede, gee vir ons nog groter passie om u evangelie te versprei. Ons gaan ons nie dat onderkry deur die tronk nie. Ons gaan ons nie dat onderkry deur gevangenis te wees nie. Ons gaan nie met gewone oë na hierdie situasie kyk nie. Ons gaan ons oog op u sit, God, die bron van hoop. Ons gaan ons oog op u sit, Jesus, die een wat vreugde en vrede bring te midde van moeilike omstandighede. Gee vir ons nuwe oë, Here, dis die gebed wat ek en jy elke dag moet bid in persoonlike moeilike omstandighede in ons land en in hierdie siek wêreld wat ons in leef. Maar ek wil jou uitdaag, ek is op pad einde se kant toe. Ek wil jou uitdaag, weet jy wat, begin ook om in jou verhoudings met nuwe oë te leef. Weet jy, kyk anders na God. Kry 'n ander prentjie van God. En met 'n ander prentjie bedoel ek die werklike prentjie van God, die bron van hoop, die God wat die onmoontlike doen. Wanneer jy in 'n verhouding met God staan, ken hom vir wie hy werklik is.
Kyk na jouself ook so nou en dan met bietjie meer genade. Daar is selfliefde. Nie 'n stuk hoogmoed nie 'n stuk narcisme nie, maar net 'n aanvaarding van jouself, ook met jou tekortkominge. Kyk met ander oë na jouself. Kyk met genade oë na jouself. Jou gesin, jou huweliksmaat, jou kinders. Kyk met nuwe oë, met ander oë. Ook binne jou naby verhoudings, jou persoonlike ruimteverhoudings. Jou vriendskappe, dalk het 'n vriend of 'n vriendin jou in die rug gesteek. Kyk met ander oë, met nuwe oë ook na hulle. In jou werksituasie. Dalk is jy desperaat, dalk is jy moedeloos, dalk wil jy net daar weghardloop en vlug. Sien ook daar God se hand raak. Weet dat as hy ten spyte van Herodes en Pilatus gewerk het, ten goeie gewerk het. Hy's besig ook om in jou werksituasie en in jou vriendskapsverhoudings en in jou gesinsverhoudings te werk. Jou kring van gelowiges, kring van ongelowiges, oor kultuurgrense heen. Dis die uitdaging. Kom ons kyk met nuwe oë na mense. Kom ons kyk met nuwe oë na mekaar. Na die lewe, na die wêreld. Ek wil afsluit. Doen die lewenswedloop so hard as wat jy kan, so doelgerig as wat jy kan, so absoluut met die passie wat jy kan. Maar onthou, volharding en die oog op Jesus. Volharding en die oog op Jesus. Want Jesus, God, is die bron van hoop. Jesus gee vreugde en vrede wat alle verstand te bowe gaan, ten spyte van moeilike, uitdagende omstandighede. Kom ek bid vir ons. Here, ons kom bid, ons kom vra, ons kom pleit, ons kom smeek vir nuwe oë, asseblief, Here. Gee dit vir ons. Here, U is besig om te werk ten spyte van ons omstandighede. U is besig in hierdie wêreld, al lyk die wêreld donker. U is besig om te werk in my persoonlike lewe, al het ek al daar hoop verloor. U is besig, Here, om U self te gee en uit te giet, ook in 'n stikkende wêreld. U bring genesing, U bring hoop, U bring vreugde, U bring vrede. Here, gee vir ons nuwe oë in Jesus naam. Amen. Leef met nuwe oë en 'n fantastiese week vir jou. Die woord is vir kyk en doen. Ons is nie net 'n kykbediening nie. Ons is 'n kyk, hoor, doen in ons hartbere bediening. Vandag se woord was ook bedoel om te hoor, te kyk, in jou hart te bære en te gaan doen. Dankie dat jy ook betrokke is by hierdie bediening op baie maniere, deur jou deel wees, om dit verder uit te deel, deur jou oordink van die woord, en ook waar nodig en waar moontlik ook deur jou finansiële ondersteuning. Baie dankie daarvoor en mag die Here jou ryklik seën met 'n goeie week tot sy eer.